Vriende, baie welkom by ons erediens en ook 'n baie wonderlike geseënde Moedersdag vir elke mamma wat ook na die uitsending kyk en wat deel is van sommer net as geloofsgemeenskap waar jy ook al is. En mag jy beleef hoe die Here ook vir jou as 'n mamma toerus en seën en krag gee elke dag. Ons is by ons tweede erediens wat min of meer so bietjie meer prentjie gee oor wat doen die duiwel en hoe werk die duiwel in ons lewens. Kom ons word stil en dan begin ons hierdie diens in die naam van ons Here Jesus Christus. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ons besing U grootheid, U almag, U heiligheid. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die opstanding en die lewe, die weg en die waarheid, die lig op ons pad. U is ons hele bestaan. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, en ons word gegroet in die kragtige werking van die Gees. Kom ons loof die Here ook met 'n loflied en ons doen dit vanoggend saam met Ek weet verseker. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede hier in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Ons teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees is Johannes 8 vers 31 tot 47. Dis die hele Johannes of 'n groot deel van Johannes gaan oor hierdie dialoog tussen Jesus en die Jode. En dan gaan ons spesifiek fokus op vers 31 tot 47. Voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet U is by ons en dit wat ons nou in die votum bely het, dat U die lig op ons pad is, dat U die Alfa en die Omega is. Here, as ons dit bely, dan erken ons daarmee dat U woord kan alleen geopenbaar word deur U Heilige Gees en die insig wat U vir ons gee om dit te verstaan. Op ons eie kan ons nie hierdie dinge doen nie. Ons het U nodig.
En daarom kom vra ons, spreek Heer, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Ons is diep afhanklik van U. In Jesus naam. Amen. Handelinge 8 vers 31, die opskrif, God is nie hulle Vader nie. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en ons was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie. 'n Seun bly vir altyd. Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle vader gehoor het. Hulle het vir hom gesê, ons vader is Abraham. Daarop sê Jesus vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak, vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het aan julle verkondig. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom, ons is nie uit oorspel gebore nie, ons het net die een Vader, naamlik God. Maar Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God af gekom, en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Ons lees dan tot sover. Ek wil so vir 'n oomblik gou met die kinders praat. Nou maats, hier het ek 'n pragtige appel. En ek gaan hierdie appel in die middel deursny, en dan gaan ons baie lekker kan eet van hierdie appel. Dat ek hom net hier deursny. Sies. Nee. Kyk hoe lyk hierdie appel in die binnekant. Ek weet nie of julle mooi kan sien nie, maar hy's heeltemal vrot. Nee. Dit gaan nou nie lekker wees nie. Hy het nou so mooi aan die buitekant gelyk, maar binne is hy sommer heeltemal vrot. Nou maats, wil hê ons moet gou aan nog 'n stukkie storieetjie dink wat uit ons kinderjare uitkom. Nou, ek weet nie of julle Sneeuwwitjie se verhaal goed ken nie. Nou hier op die einde van die verhaal, net so 'n paar minute voor die einde, dan kom die nare koningin weer. En sy kom by Sneeuwwitjie en sy bied vir haar hierdie mooi appel aan, né? Aan die een kant is die appel mooi en pragtig. En dan vat sy 'n happie aan daai kant en sy eet, en dan sê sy vir Sneeuwwitjie, dis 'n lekker appel, eet jy aan die ander kant? En dan Sneeuwwitjie happie vat, wat is daai kant? Gif. En daai gif maak dan vir Sneeuwwitjie daar reg voor die koningin, val sy in mekaar, en dit lyk asof sy dood is. Gelukkig weet ons, goeie einde, die stukkie appel het uit haar mond uitgespring op 'n stadium, en toe lewe Sneeuwwitjie weer. Maar daai skelm koningin het dit laat lyk soos 'n pragtige lekker rooi appel wat sy geëet het. En as sy hom byt, dan is hy vrot aan die ander kant. En nie net vrot nie, maar giftig vir Sneeuwwitjie. Nou maats, hierdie appel het so mooi gelyk van buite.
maar binne is dit vrot. En dit is presies wat die ou duiwel ook vir ons kom doen. Soms lyk alles so mooi en wonderlik, maar hy jok vir ons. Hy kom met mooi woorde, maar as ons naby hom kom, dan is dit soos gif. Dan vertel hy vir ons hierdie slegte goeders, en dat ons dom is, of stupid is, en sleg, en lelik, en ons is nie mooi nie, en dit is fout, en dit is fout. En hy laat ons hierdie liegstories glo. En dan word ons mense wat moedeloos word, verkeerde goeders dink, en doen, en sê, en sommer net verkeerde goed glo. Maar maats, is dit wie ons is? Dis nie ons identiteit nie. Ons identiteit is dat ons aan Jesus Christus behoort, dat ons kinders van God is, nie kinders van die duiwel nie. Maar die duiwel maak asof ons kinders van hom is. En daarom moet ons vandag baie mooi hoor. Ons moenie na die duiwel luister nie. Ons moenie glo wat hy vir ons sê nie, want hy is die pappa van liegstories. Hy vertel vir ons 'n klomp leuns. Glo wat Jesus vir ons sê, wat die Bybel vir ons sê, wat Jesus in die woord oor jou sê. As hy sê jy is spesiaal, hy is opgewonde oor jou, hy jubel en juig oor jou, jy is sy kind, jy is 'n koningskind, dit moet jy glo. Lekker inkleedprentjie vir jou, geniet. Groot mense, ons gaan aan met 'n kinderstorie. Later het hulle 'n groot fliek van hom gemaak. Maar ons ken almal die strokiesprent karakter Tarzan. Nou wat gebeur in die verhaal? Tarzan se ouers sterf toe hy nog 'n klein babietjie was in die oerwoud. En wie maak toe vir Tarzan groot? Die ape. En wat dink Tarzan is hy toe hy ouer word? 'n Aap. Hy praat hulle taal, hy eet hulle kos, hy swaai in die bome, net soos die ape gedoen het. In alles is Tarzan gelyk aan die ape. Tot op 'n dag wat hy mense ontmoet. En dan ken ons mos die ou liefdesverhaal. Jane leer vir Tarzan dat hy eintlik 'n mens is. Nou Tarzan se storie is eintlik 'n mooi storie, maar ek wil dit gebruik om op 'n negatiewe punt so 'n bietjie meer toeligting te gee. So vergewe my vir 'n oomblik as ons die ape in 'n negatiewe lig stel in hierdie boodskap. Nou, net soos die ape vir Tarzan groot gemaak het as 'n aap, want dis wat hulle is, hulle ken geen ander gedrag as die van 'n aap nie. Net so het die duiwel baie subtiel ons mense se identiteit geïnfiltreer en mense groot gemaak. Jy moet maar sien, ek sit dit so in aanhalingstekens, né? Groot gemaak as sy kinders. En so ken baie mense dan geen ander gedrag as dit wat hulle geleer het by die duiwel nie, né? Nou, in die teksgedeelte is Jesus die een wat eintlik juis vir ons wil wys wat ons regte identiteit in Christus is. Net soos wat Jane dit vir Tarzan gedoen het. Nou geliefdes, Johannes 8 vers 31 tot 47 wil vir ons in groot hoofletters kom sê, julle is kinders van God en hou op om die leuen te glo. Maar kom ons staan dan vir 'n oomblik stil, soos wat ons verlede week gepraat het van die modus operandi van die duiwel. Toe het ons na 'n klomp goed gekyk. En vandag wil ek amper letterlik konsentreer op 3 fokusareas wat hierdie teksgedeelte vir ons uitlig. Nou, kyk, ons kan so maklik die duiwel die skuld gee as ek vloek of skinder of kwaad word en sê ja nee, die duiwel het my laat kwaad word. Want dis sulke tipiese daaglikse sonnetjies wat ons doen. Maar die duiwel het 'n veel groter plan as net om ons nie meer te laat verloor. Sy primêre werk is om my identiteit te steel. En dis wat hier na vore kom in ons teksgedeelte. Nou dis 'n ongelooflike interessante gesprek wat dan volg. En ek gaan gou vir jou so vinnig deur
die logika daarvan vat, net die logiese volgorde, dat ons net hoor wat gebeur hier. Jesus praat oor waarlik vry wees en dat die waarheid hulle kan vrymaak. Dis natuurlik gekoppel aan Jesus Christus wat die Seun van God is. Nou onmiddellik is die Jode sommer op hulle agtervoete en hulle sê, ons is dan kinders van Abraham en hulle is niemand se slawe nie. Hulle is vry. Nou hulle reaksie moes eintlik al vir ons gesê het, hier is 'n slang in die gras. Jesus wys dan daarop dat sonde maak dat ons slawe is. En dan probeer hy aansluiting vind met hul Abraham identiteit. En hoor mooi. Hy sê ek weet julle is nageslag van Abraham, maar julle tree dan nie so op nie. Julle wil my doodmaak. En buitendien, as julle kinders van Abraham was, sou julle insig gehad het dat Abraham kind van God was en dat julle dus ook aan God as kinders verbind is. Wat Jesus bedoel met vry wees en God as Vader, verstaan die Jode net glad nie. Die Jode het nie 'n benul waarvan Jesus praat nie. Maar hulle is oortuig dat Abraham hulle vader is en dat hulle dus kinders van Abraham is. Nou die kortsigtigheid by hulle is dat hulle daar vassteek. Daar is nie 'n verdere storie nie, geen groter verhaal nie. Dis Abraham en daar eindig hierdie verhaal. Hulle identiteit is kinders van Abraham, punt. Jesus probeer die verhaal vir hulle voller maak en wys dat hulle identiteit veel meer insluit as net 'n koneksie met iemand wat lankal reeds dood is. Jesus identifiseer met sy Vader wat God is, God as Vader. Nou, wat dan hier gebeur is nie seker nie en die kommentatore sê ook nie veel daaroor nie. Maar die Jode dink ek wil nie uitvoel nie en dan sê hulle God is hulle Vader ook. Maar dit is 'n valse en 'n skynheilige opmerking en Jesus sien reg deur dit. Jesus bevraagteken dan baie reg uit hulle uitspraak. Hy sê, as God julle Vader was, sou julle my nie wou doodmaak nie. Julle sou my lief hê. Maar nou doen julle dit nie. Julle verstaan nie my boodskap nie. Want en dan die vuishou, wat hy as ware die mat onder hulle uitdruk. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Ja, inderdaad, sou ons kon sê julle is deur ape groot gemaak en nou tree julle soos ape op. Geliefdes, die duiwel is 'n moordenaar en hy wil hê julle moet moor en daarom moor julle. Hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, want daar is geen waarheid in hom nie. Hy is die vader van die leuen en daarom is julle ook deurtrek met valsheid en leuns. En omdat dit so is, sien julle nie die waarheid wat vanuit Jesus uitgaan nie. Dit is wat Jesus nou vir hierdie klomp Jode sê. En dan eindig hy, as hy sê, as julle kinders van God was, sou julle na die waarheid geluister het en dit geleef het. Maar nou luister en leef julle nie die waarheid nie. So, julle is nie kinders van die lewende, almagtige, drie-enige God nie. Nou geliefdes, in hierdie verhaal is daar 3 goed wat baie sterk uitstaan. Kinders van God teenoor die kinders van die duiwel, met ander woorde ons identiteit. Wie is ek en jy? Dan ook die duiwel as die vader van die leuen en die duiwel as moordenaar. Nou, die Jode se identiteit is gesteel en daarmee saam ook hulle gedrag. Geskep as Gods volk, het hulle langsamerhand hulle siel verkoop aan die duiwel en so kinders van die duiwel geword. En nou volg hulle vader se voorbeeld. Moord, leuns, valsheid, skynheiligheid is deel van hulle identiteit. Ja, monkey see, monkey do.
Maar Jesus gee nie moed op en probeer juis om vir hulle uit te wys dat hulle identiteit nie by die Vader van die leuen lê nie, maar in God, in die God van die waarheid. Geliefdes, ek is oortuig dat die duiwel op hierdie een gebied in ons lewens baie verwoesting saai. Hy beroof ons van ons identiteit. Daar waar ons veronderstel was om in ons identiteit as kind van God te gedei en te groei en lewe in oorvloed te geniet, het die duiwel vir ons kon sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, ja, jy is useless. Ons sê dit so maklik vir iemand, ag, jy is useless. Maar die duiwel sê dit vir ons, en hy sê vir ons, julle is betekenisloos, julle beteken niks, useless. Niemand gee om nie, eintlik is ons net in die pad. En as niemand vir ons omgee nie, hoekom moet ons omgee? Ons glo ons is slawe van sonde en niks kan daaraan verander word nie. So ons begin in ons identiteit in hierdie donker gat sit wat sê ek is 'n gemors. En daar's geen hoop vir my nie. Nie die week het ek van 'n verhaal van 'n jong mens, 'n jong vroutjie bewus geraak. Waar sy identiteitsloos rondswerf omdat sy nie weet wie sy is, waarheen sy op pad is en wat vir haar belangrik is nie. En toe vir haar gesê word dat Jesus Christus juist die middelpunt is van haar identiteit, toe sê sy, maar sy is nog nie bereid om dit te besluit nie. Vriende, dan bly jy identiteitsloos. En dan gaan jy in daai donker gat sit. Want jy soek jou identiteit in 'n geliefde, in geld, in mag, in drank, in wat ook al, of in jou beroep. Maar jou identiteit lê nie daar nie. Jou identiteit lê alleen in Jesus Christus. Vriende, maar hierdie negativiteit maak dat ons natuurlik beteken ons luister na die Vader van die leuen. En hy's ook die moordenaar. 'n Deel van hierdie gesprek in die week was een waar hierdie jong mens sê, ag, as daar vir my niks oor is nie, dan het ek selfmoordgedagtes. Waar kom dit vandaan? Van die moordenaar af. Die een wat sê, ja nee wat, maak 'n einde aan dit. Jy het nie Jesus en niks in jou lewe werk nie, so maak 'n einde, is verby. Geliefdes, en hierdie moordenaar kom en hy vermoor my emosioneel, geestelik, ja, selfs fisies. En ek bly 'n slaaf van my omstandighede. En kom ek sê vir jou vandag in die naam van Jesus, dis waar ons is. Dis waar Suid-Afrika is, dis waar ons in ons plaaslike gemeenskap is, dis miskien waar jy vanoggend is, daar waar jy by jou huis sit. Die Vader van die leuen het homself so diep kom ingrawe in al die lae van ons samelewing, dat niks en niemand meer vir ons enige waarheid in het nie. En daarom selfs die kerke loop deur en word die kerke beskuldig van valsheid. En daar's op alle lae daar onderlinge verdagmakery en verwarring en onsekerheid wat net oral gesaai word. En dis presies hoe die duiwel ons menswees en ons identiteit steel. En as ek lank genoeg in hierdie leuen lewe, dan glo ek nader aan die leuen en word dit onmoontlik om die waarheid te glo. Ek het dit nou gesê, maar baie mense glo hulle vryheid lê in geld of in mag, of in sukses of bloot net dat ek kan doen want ek wil doen, want daar's geen konsekwensies nie. Maar ware vryheid en goddelike waarheid is alleen moontlik deur Jesus Christus, as 'n kind van God is. Johannes 14 vers 6, Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Efesiërs 3 vers 20, hy is die een wat by magte is om oneindig meer in my te doen as wat ek kan bid of kan dink.
Ja, hy het sy goddelike opstandingskrag in my uitgestort, sodat ek kan lewe in oorvloed. Efesiërs 1 vers 18 tot 20. Dis Jesus wat my toerus, sodat ek alles wat ek nodig sou kry om te lewe en om hom te dien, reeds ontvang het. 2 Petrus 1 vers 3. Geliefdes, die duiwel is die vader van die leuen. Hy is die moordenaar. Hy steel jou identiteit. Gaan jy hom verder toelaat? Gaan jy toelaat dat in die gemors waarin ons in ons land sit, jy glo, jy is deel van die gemors, en dat jy nie 'n verskil kan maak nie. Dit help ook nie, jy sit hande in die lug en sê, ek kan niks hieraan doen nie. Dis ook 'n leuen. Wat jy glo. Dan is dit eerder maklik om te beskuldig en te beklei en beskuldigings rond te slinger en vir almal kwaad te wees. Maar jy sit hande gevou. In die naam van Jesus wil ek jy moet hoor dat die vader van die leuen, die moordenaar, by uitstek rondloop en soek wie hy kan verslind. Kom ek sê vir jou, jy's nie 'n aap nie. Jy's 'n goddelike geskape mens. Jou identiteit is vrygemaakte kind van die drie enige God. Nie slaaf van die sonde en die duiwel nie. Begin dan in hemelsnaam so optree. Hou op om die leuen te glo. Amen. Here, dankie dat ons kan sien, kan hoor, kan beleef hoe die duiwel as die vader van die leuen na ons toe kom, hoe hy as moordenaar na ons toe kom en hoe hy ons identiteit probeer steel deur vir ons te lieg en vir ons die leuen te laat glo. Te laat glo ons is ape en dan tree ons soos ape op. Dankie Here dat U vir ons kom wys deur U Heilige Gees dat ons kinders van die lewende God is. Ja Here, en dat dit nie net beperk is nie, maar dat elkeen wat in U glo en hulle lewens in U hande oorgegee het, aan U behoort. Here, of dit Chinees, of dit Afrikaan, of dit Amerikaner, ja, of dit Rus, of iemand uit Oekraïne is. Ons bid dat elkeen wat U ken, hulle identiteit as kind van God sal herontdek en sal beleef dat hulle meer is as maar net kinders van Abraham. Dankie dat ons dit kan bid. Here, help ons om op te staan en sterk te staan, om ons identiteit uit te leef in ons doen en late, en dat die wêreld kan sien ons is kinders van Jesus. O Vader, ons bid vir ons kerke, vir ons gemeenskappe, ons munisipaliteit hier in die Goudveld. Here, ons bid vir 'n burgemeester wat sterk staan te midde van baie uitdagings. En ons bid dat U vir hom sal toevou. Ons bid vir ons land. Here, vir die openbaarmaking van hulle wat in korrupsie vasgevang is. Mag die lig die duisternis verdring. Here, ons eer U en ons aanbid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, die lied wat ek graag wil hê ons moet na luister, vandag se lied wat so 'n bietjie uit ons Imagine tiener tyd uitkom, en 'n pragtige lied met die woorde of die titel Hello, my name is Regret. Mag hierdie lied vir jou ook sommer net vandag werklik tref in dit as jy daarna luister. Hello, my name is Regret. I'm pretty sure we have met. Every single day of your life, I'm the whisper inside that won't let you forget. Hello, my name is Defeat. I
know you recognize me. Just when you think you can win, I'll drag you right back down again, till you've lost all belief. Oh, these are the voices. Oh, these are the lies. And I have believed them for the very last time. Hello, my name is child of the one true King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is child of the one true King. Whoa, 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 whoa. I am no longer defined by all the wreckage behind. The one who makes all things new has proven it's true. Just take a look at my life. Hello, my name is child of the one true King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is child of the one true King. Whoa, 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 whoa. What love the Father has lavished upon us, that we should be called His children. I am a child of the one true King. What love the Father has lavished upon us, that we should be called His children. Hello, my name is child of the one true King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. And amazing grace is the song I sing. Hello, my name is child of the one true King. Yeah. Whoa, 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 I am a child of the one true King. Vriende, net voor ons die seën uitspreek, onthou asseblief, daar is nog plek vir ons gebedsnaweek 20 tot 22 Mei. Dit is in naby Kreersdorp in die wieg van die mensdom, Origins Retreat Sentrum. Kontak my asseblief as jy graag wil saamgaan. Dit gaan regtig 'n besonderse naweek wees. En dan onthou, die 4de Junie is Bazaar. Ons praat van ons Jubelfees Bazaar. Jubelend dat ons na 2 jaar weer by mekaar kan kom, saam kan fees vier en sommer net die Here kan dankie sê, ook vir 2 jaar wat hy vir ons gesorg het en versorg het, ook onder baie moeilike omstandighede. So kom hou lekker saam met ons Bazaar die 4de Junie. Ontvang dan die seën van die Here en gaan leef ook as kind van God. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees jou sterk maak om as kind van God te lewe en die vader van die leuen teen te staan, die moordenaar, die een wat jou identiteit wil steel, dat jy sal wegvlug van hulle af, van hom af, en dat jy Jesus Christus as jou Here en Verlosser sal behou en aanhou en weet dat hy by jou is. Amen. Vriende, 'n mooi dag vir jou.